Jy kyk nog na Goeiemôre, Good Morning en dit is nou tyd om jou geldsaake te bespreek met Thys van Sail. Thys, welkom terug. Wat sê Elsa, lekker om hier te wees. Goed, ek wil net eerstens begin deur te sê baie geluk, want jy en liewe Odette is vandag 18 jaar getroud. 18 jaar, 18 baie geseënde jare, maar ja, baie dankie vir my eie vrou wat by my kon gebly vir 18 jaar. Ek dink is meer krediet aan die vrou as aan die man. Ek dink 'n paar mans my kwaad wees volgens, maar wie worry nou daaroor? Kyk, ek wou sê ons innige simpatie, jy weet, en dit vir Odette noem maar nou ja, ek sal nou tyd met haar gesels. Thys, nee, kom ons kyk, ons bespreek nou die geldsaake, wat is die belangrikste wat staan uit vandag? Ek dink wat vir my uitgestaan het, was 'n berig wat oor die naweek uitgekom het, deur Business Tech wat verwys het na Suid-Afrika oor die algemeen is dalk op pad na die opskrif sê South Africa is heading for a meltdown. Jy weet, so dadelik vang dit nog 'n ou se oog. Ek dink oor die algemeen as jy 'n berig wil lees en jy gaan kyk bietjie dan in diepte, maar as 'n bietjie uit die artikel uit gaan haal, die CEO van die voormalige CEO van Goldman Sachs, Colin Coleman, wil ek net 'n stukkie hierso lees. According to Coleman, quoted in the Sunday Times, the government has failed to grow tax base, create jobs, spend productivity, hold criminals accountable for corruption, and uphold the rule of law. So ek dink ja, daai's baie veralgemeen nou al, jy weet, oor die algemene Suid-Afrikaner wat nou al daaroor praat, jy weet, rondom die laaste paar weke, paar maande, selfs al van die GNU homself eintlik al bekend gestel het, het baie Suid-Afrikaners gedink, okay, maar nou beweeg ons in die regte rigting in, daar's dinge wat gebeur, die ekonomie lyk of hy bietjie begin stabiliseer, Eskom sorteer sy dinge uit, daar's tog wat so 'n halwe positiewe groei wat ons gesien het in die tweede kwartaal, so daar's 'n klompie dinge wat eintlik positief lyk, jy weet, vir Suid-Afrika op 'n horison, maar dan kry jy jy weet, hierdie tipe van uitlating wat gemaak word en 'n ou soos jy weet van Goldman Sachs dra definitiewe gewig. So met ander woorde is hy na hulle statistieke gaan kyk en die goedjies waarop hulle gaan en natuurlik waarna verwys en hy verwys ook, jy weet, hierso notably Coleman view is whatever decline is happening will not be suitable through to 2029 and a country will reach a boiling point before then, wat hy dalk self sê ja, wat kan lei na vroeë verkiesings. So ek wil dit kan selfs traumaties wees. So hy sê byvoorbeeld, hulle uitkyk daarvan is om te sê, indien daar nie traumatiese veranderinge gebring word, vinniger as wat dit op hierdie huidige stadium is waarna ek nou net verwys het, dat hy wel 'n meltdown kan sien stelselmatig. Nou, as ek stop dit by die woord meltdown. Okay, ja. So meltdown is 'n sistematiese ding wat gebeur. Dit is nie 'n onmiddellike ding nie. So hy gebeur, jy kan sien die ys is besig om te smelt, maar jy is gou kyk met die hitte van die ys. Verstaan, jy kan ook nog ietsie daarbey ingooi, nog ietsie meng of wat ook al die geval mag wees. So ek weet nie, ek dink net van jou kant af Els, jy weet, so hoe ervaar jy dit? Kyk, ek dink dit is kommerwekkend wanneer 'n mens iets hoor soos dat die ekonomie stelselmatig in duie kan stort. Ek wou ook vir jou vra, want ek het oor die naweek nou soveel nuus gelees, maar as ek reg kan onthou, het adjunkpresident Paul Mashatile so gepraat van die regering ook gesê dat ons gaan moet begin kyk na handelsooreenkomste met ander lande, soos byvoorbeeld ook Turkye. Ja. En ek wil ook graag by jou hoor, jy weet, watter verskil sal so iets maak wanneer 'n mens nou kyk na so 'n sogenaamde meltdown wat dreig? Ek dink as 'n mens vir die algemeen ook daarna gaan kyk, want weer eens, die media is baie die perspektief ook van die media. Ja. Is al baie kere 'n negatiewe perspektief, 'n neutrale perspektief en 'n positiewe perspektief. En as jy byvoorbeeld nou 'n bietjie genalees en jy lees nie net die negativiteit altyd raak nie, maar jy gaan kyk na neutrale nuus of byvoorbeeld daai bietjie goeie nuus. Ja. En natuurlik daai geleentheid wat daar uit geskep word, want soos wat Sam altyd gesê het, Winston Churchill, en as jy vir my gunsteling sê goeters is om te sê, never waste a good crisis. Okay. Maar weer eens as ons gaan kyk, jy weet, ons is in 'n krisis scenario al vir 'n geruime tyd in Suid-Afrika, maar ons mors nie die geleentheid nie. En ek dink ja, daar is basies, jy weet, 'n positiwiteit van 'n Suid-Afrikaner oor die algemeen. Irrespectief, jy weet, vir die Engelse woord, van wat se politieke party jy selfs back. Maar daar's altyd daai proaktiwiteit wat nog steeds 'n rol gaan speel. En natuurlik as jy weer berigte gaan lees soos daai, dan maak dit jy weet, om te sê ja, okay, ons is proaktief, ons dink. En natuurlik, jy weet, daai tipe van onderhandeling
onderhandelinge kan gunstig wees vir Suid-Afrika se ekonomie, want dit is nie vir onderhandelinge. En as jy byvoorbeeld met 'n ou vernoot gaan onderhandel, is hulle nie so wat om deursigtig om met jou terme te gaan wat om te aanvaar, jy weet soos wat dit in die verlede was, want die ooreenkomste is dalk al donkie jare oud. Ja. Nou ewe skielik kom jy met 'n nuwe onderhandeling en is 'n nuwe vernoot en natuurlik is daar nuwe terme op die tafel en jou ekonomie of jou krag van jou onderhandeling is daar beter, jy weet as jou kom sê jou predecessor of wat ook al geval mag wees. Maar weer eens terug na daai berig toe, ook om te gaan sê byvoorbeeld en hierdie is nogal vir my skokwekkend om te gaan sien ja, die verskeidenheid of die verstandhouding van 'n maffia state het hy ook aangemeld. Hy sê the classic differentiation between a normal state and a mafia state is where you cannot clearly define between a political and a criminal elite. Ek bedoel, daai is shocking en skrikwekkend en ek dink ons het dit nou ook gesien met die laaste kommissie wat ook nou natuurlik wat saam met sy onderhandelinge is en natuurlik en sy ondersoeke. Wat is jou opinie daar? Met Langa kommissie. Ja, ek dink dit is interessant om die nuus dop te hou en te sien wat alles daar gaan uitkom, maar weer eens, jy weet 'n mens dink net altyd aan die verskillende klasse Suid-Afrikaners as 'n mens dit nou so kan stel Ja. en van die mense wat werklik dit ook nie kan bekostig in hierdie stadium om te oorleef nie. So sprake daarvan. Kyk, is altyd lekker om met jou te gesels Thys, want jy klink relatief optimisties daarom altyd. Ja. Maar ek dink net ons hoop dat die regering gou het eerder as later sal ingryp. Ek dink nie daar's in hierdie stadium ook veral om terug te kom na die Mandlanga kommissie van ondersoek ook baie min vertroue in ons regering. Ja, want dit is weer om te gaan sinspeel, jy weet oor onlangse wat so korrupsie wat ook uitgekom het. Ja. Byvoorbeeld by die Tembisa Hospitaal van 2 biljoen rand. Ek bedoel vir se verduistering en goeie. By 'n hospitaal. En dit is maar net van dit. Jy weet en dit is 'n regering wat byvoorbeeld uitsprake het en wil verbetering bring, byvoorbeeld soos 'n NHI, soos byvoorbeeld jy weet unemployment van wat som onder die jeug ensovoorts en natuurlik ekonomiese transformasie wil inbring, jy weet met monetêre beleide wat hulle ook al voor op tafel gesit het, maar is asof daar nie iets daadwerklik gebeur rondom dit nie. Dit is altyd net 'n baie lekker idee. Dit klink goed op die tong af, jy weet, maar as jy ou gaan kyk maar wat aan die agterkant aangaan. Ek bedoel, hoe kan ons aan die een kant praat van nasionale versorging en hospitale, maar ons steel basies 2 biljoen rand uit die koffer uit daai nasionale hospitaal uit. So dis half bietjie dubbelsinnig om te sê ja, maar wat kan 'n mens nog glo en wat kan 'n mens nie meer glo nie? Wat is realiteit en wat is nie realiteit nie? En watter impak het iets soos hierdie onsekerheid en ook korrupsie oor die algemeen op iets soos beleggersvertroue in hierdie stadium? Ja, ek dink as 'n ou veral verwys daarna is natuurlik nog steeds daai ding wat oor 'n ou se kop hang is junk state, is grys status, woorde wat gebruik word en as ek dit aanhaal soos mafia state, jy weet daai van goeters. Daai is nie wat buitelandse beleggers wil sien of hulle gaan aantrek nie. Ek wil sê dit is glad nie aantreklik nie. Dis ook nie iets waarna ek my kapitaal sou wil gaan bestee nie. En nou praat ons nie van 'n individu wat byvoorbeeld in Texas sit wat byvoorbeeld 'n paar miljoen rand wil belê reg oor die wêreld nie. Ons praat van groot fondsbestuurders, maatskappye wat biljoene dollars onder bestuur het. En Suid-Afrika ongelukkig kan byvoorbeeld nie eerste in lyn wees om daai kapitaal te verkry nie. En ek het amper nou gesê te verdien nie, want ons verdien daai kapitaal want ons veronderstel om die grootste ekonomie in Afrika te wees. En eintlik in my opinie eintlik is ons 'n ontwikkelende land. Reeds al moes ons al 'n eerste wêreldland gewees het. As dinge reg gegaan het die laaste 30 jaar, soos wat dit veronderstel was om te gaan, om te dink ja, ons kon al 'n eerste wêreldklasfiserende land gewees het. Maar wel dit gesê, kom ons gaan 'n bietjie oor na gewone markte toe. So die algemene mark, jy weet, presteer baie goed in Suid-Afrika, maar weer eens wil ek vir die kyker tog net daar buite basies weet waarsku dat jou aandelebeurs is nie noodwendige refleksie van jou land se ekonomie en groei nie. En ons het al baie daaroor gepraat. So as jy byvoorbeeld gaan kyk op volume net op die top 40 se algemene groei net tot jaar tot datum is ongeveer 37,21%. En dit is letterlik van Januarie tot Oktober. Maar die grootste volume word gegenereer deur aandele van hulpbronne. So met ander woorde, dit is jou gewone goud, silwer, platinum, koper, jy weet wat basies nou op groot aanvraag is as gevolg van onsekerheid met handels wat samooreenkomste van Amerika ensovoorts met China en natuurlik die res is nou maar jy weet al geskiedenis want ons weet nou al wat daar aangaan. Ek hoef dit nie eers weer te verduidelik nie. As ons byvoorbeeld gaan kyk, jy weet na algemene finansiële aandele, jou top 15, is dit nog steeds in die groen vir jaar tot datum teen so 8,56, small cap maatskappye nog steeds in die groen met so 8,15 en as byvoorbeeld gaan kyk na industriële aandele nog steeds in die groen met ongeveer 20. So as jy ou gaan kyk
net daai kategorieë, as jy basies gaan kyk, jy weet van Januarie tot in Oktober, dan gaan Suid-Afrika, as jy die hulpbronne uithaal, dan lyk dit omtrent asof dit hier na 11, na 12, dalk selfs 13% toe kan gaan. Wat ook nie sleg is nie, Elsa, wat ou nie wat saam moet afskiet nie. Maar jou grootste probleem is, jy byvoorbeeld gaan kyk na Amerika en waar hulle staan, jy weet, in hulle ekonomie, is hulle reeds al omtrent al by 13,3, 13,5% die S&P 500, maar dis meer gefokus op aandele, soos byvoorbeeld op volume van tegnologie en natuurlik hulle small en medium cap en nywerheidstipe van aandele. So dit is nie iets wat die ligte uitskiet as gevolg van aanvraag nie, dis iets wat outomaties wat regstellig, jy weet, eintlik maar net groei. Ja. So weer eens Amerikaanse markte moet ons dophou. Daar's twee groot goeters wat hierdie week gebeur. China natuurlik se kabinet sit. Hulle het 'n klomp besluite wat hulle gemaak, onder andere onder hulle beleid as dit kom by die ekonomie en vorentoe met die Donald Trump administrasie. En natuurlik in vroeg November is dit Donald Trump wat weer terug is in die hof om te sê ja, hoeveel van die goeters wat hy aanvang is wel wetgewend en kan hy daarmee doen en dan vat ons dit maar van daar af maar sy dit op. Net vinnig, wat is jou verwagting na aanleiding van die gesprekke tussen Xi Jinping en president Donald Trump? Ja, jy weet op hierdie stadium weet ek is so wisselvallig en as jy net gaan kyk na die goudprys, dan sê dit in elk geval vir jou, jy weet daar's op baie onsekerheid. Ek dink ja, as daar sekerheid was die goudprys ook nie wat hy was in die rally wat hy laasweek gehad het nie. So ek dink daar's op baie onsekerheid wat ons inspel. Nou Martys, baie dankie vir die insig wat jy vandag met ons gedeel het. Weereens geluk met die huweliksherdenking. Ek gaan maar by julle kom aanklop vir 'n paar wenke. Miskien is daar dan 'n bietjie meer hoop. Maar jy kan in hierdie stadium ingeskakel bly want net hierna gaan ons meer uitvind. En dit is nou oor, ja, daar verloor ek nou my plek, die Speed Classic Cape Town Racers. So maak seker jy bly ingeskakel daarvoor, maar maak ook seker jy gaan volg ons op sosiale media platforms en dit sluit nou Facebook, Instagram en Twitter in. En dan kan jy ook weer na enige van ons gesprekke gaan kyk op ons YouTube kanaal. So maak seker jy gaan maak daar ook 'n draai. Verder kan jy ook nog uitsien na Amor Vitani wat later hier by ons in die ateljee kuier. So, bly net waar jy is. Ons is nou weer terug.